Goeiemôre en baie welkom by die meditatiewe diens. Ek lees graag vir julle ons oggendgebed en jy's welkom om daar waar jy is, sommer net jou oë toe te maak en hierdie gebed te hoor. Gee my, o Here, 'n nederige hart, dat ek op U mag fokus. 'n Ruim hart, dat ek vir ander mag sorg. 'n Toegewyde hart, dat ek altyd mag luister. En 'n liefdevolle hart, dat ek U en my naaste mag dien. Mag die vlam van die kers vir jou herinner dat God vanoggend by jou is. Na 'n week van geraas en 'n week van geweld en vrees en woede, gaan ons aan die begin van ons saam wees vir mekaar die geleentheid gee om stilte te omarm. Eerste gelowiges het hierdie ding geglo dat ons ontmoet God in die stiltes van die dag. In die oomblikke waar die geraas in ons koppe en om ons tot bedaring kom en waar ons die stem van God kan hoor en waar ons die teenwoordigheid van die Here kan aanvoel. So ons gaan vir die volgende paar oomblikke stilte omarm. Jy kan sommer daar waar jy sit, sommer net jou oë toemaak en die stilte geniet. En voor ons daar gaan, wil ek graag vir julle 'n gedig lees van Antjie Krog. Wat ek dink baie van ons se emosies en se ervarings van hierdie week wat was verwoord. En nadat ek gelees het, gaan ons so 'n paar oomblikke so in stilte sit en dan luister na 'n kosa gesang wat sê dat die Here verlos ons en die Here help ons. Hy bring vir ons vrede. Land van genade en verdriet. Tussen jou en my, hoe verskriklik, hoe wanhoopig, hoe vernietig breek dit tussen jou en my. Soveel verwonding vir waarheid, soveel verwoesting, so min het oorgebly vir oorlewing. Waar gaan ons heen van hier? Jou stem slinger in woede langs die kil snerpende sweep van my verlede. Hoe lank duur dit? Hoe lank vir 'n stem om 'n ander te bereik? In die land so bloeiende tussen ons. Diepste hart ter harte, hart wat net kan bars uit hierdie swart aarde, onverskrokke met tande ferm in die slagaar van die enigste waarheid wat altyd opstaan, en in die land is daar altyd die wat opstaan en opstaan, teen die ander in, teen die eie in, teen geweld en onreg in. Ek besing die verblindende medemenslike hart met 'n lied van hoort en behoort. Die keel smeel in trane. Vir een kortstondige skitterende oomblik is die land waaragtig ons algarsin. O my allerhart, jy kom verruk op die been.
Ek wil graag vir julle ons teksgedeelte vanoggend lees. En dit is 'n Psalm, 'n ou gebed. Psalm 46. Die digter skryf: God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. En daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, en al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid, oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar, die stad sal nie wankel nie. God sal kom help, nog voor die môre kom. En nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die aarde, die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskerming. Na alles wat hierdie week gebeur het, was daar 'n storie wat ek onthou het, wat 'n vriend van my vertel het, dat hy op 'n stadium, toe hy besig was met verdere studies op Stellenbosch, was daar een van die dosente van die fakulteit wat op 'n sabbatsjaar gegaan het, op 'n studieverlof gegaan het. En die fakulteit vra toe vir die vriend van my om asseblief uit te help met 'n paar goeders by die fakulteit. En een van die dinge wat hulle hom voorgevra het, was om 'n toer te begelei van studente op na Gauteng toe. En hierdie toer was vir 2 weke lank, het hulle gaan toer in die noorde van die land, in Gauteng, en hulle klomp kerke besoek en organisasies wat diens gelewer het in die noorde van die land. En een van die nagte wat hulle daarbo was, sou hulle gespandeer het, sou hulle oorgeslaap het in Alexandra. En hulle sou gaste gewees het van die NG Kerk in Afrika, soos dit destyds genoem was. So hulle was geweldig opgewonde om predikante soos Beyers Nudee en Sam Booty te ontmoet, maar hulle was vreeslik angstig om in hierdie onlusgetuisterde sogenaamde swart woonbuurte, om daar te gaan oornag en in te gaan. Een van die studente vertel my vriend vir my, sy broer was in die destydse veiligheidspolisie. Hy het hom gebel en uitgevra oor Alexandra, en hy het vir hom aangeraai, moet glad nie daarin gaan nie, wat om te sê van oorslaap. Hy het 'n klomp ander studente bang gepraat, en soveel so dat hulle op die ouend vir die studente die geleentheid gegee het om te kies. Jy kan saam gaan of jy kan bly. Hy vertel toe in die middag is hulle toe met 'n kombibus na Alexandra toe. Om daar vir Sam Booty, die destydse moderator van die NG Kerk in Afrika, te gaan ontmoet. En daar was 'n afvaardiging van die gemeente wat hulle almal daar ontvang het, en hulle sou dan 2-2 uitgeplaas word in verskillende gemeentelede se huise om hulle te gaan oorslaap vir die nag. Hy sê, hy weet nie wie was banger gewees nie, wie was die bangste nie, hulle, die studente of die gashere en gasvroue. En hy en 'n ander student was toe uitgeplaas by 'n vrou wat 'n polisieklerk was, en hy sê sy was so 'n groot mamma gewees, dierbaar, sê hy, maar sy was bietjie skrikkerig vir hulle gewees. Hulle, almal van hulle, Engels was nie die eerste taal gewees nie. So hulle het bietjie gesukkel om te kommunikeer met mekaar. So sy nooit toe 'n vriend oor, want hy kon 'n bietjie beter Engels praat, en hy sê teen 10:00 die aand was hulle almal reg om te gaan slaap. Dit is die klein huisie gewees, sê hy. Sitkamer en 'n slaapkamer, 'n klein badkamertjie, maar die kinders is weggestuur om by vriende te gaan oorslaap die aand. Sy het in die sitkamer geslaap, en hy en die ander student waarmee hy ingedeel was,
moes toe op die dubbelbed slaap in die slaapkamer. Hy sien toe daar instap, was daar op die dubbelbed, was daar geskenke wat sy vir hulle gekoop het. En elkeen van hulle het toe 'n nuwe handdoek gekry, met 'n koekie seep, en 'n tandeborsel en tandepasta. Hy sê toe hy later toe alleen was, dan vir die eerste keer na 'n lang dag, toe hy in die bad gesit het, die eerste gedagte wat by hom opkom, is God is hier. En ons gaan oukei wees. Ons gaan dit maak. Hierdie storie wat hy vertel, het afgespeel net so voor die 94 verkiesing. En in daai stadium in ons land se geskiedenis was alles op 'n almal was angstig en almal was bang en onseker vir wat gaan gebeur. Maar hy sê daai aand toe hy alleen was, in daai huisie het hy besef, God is hier. Hy sê vroeër die middag het hulle verby 'n klomp afgebrande huise gery, as gevolg van onluste, die geweld tussen die polisie en die staat en die regering en die ANC en die IFP van destyds. Hy sê maar daai aand by daai vrou se huis, het dit vir hom gevoel asof die lewe soos 'n groot mamma hom vasgedruk het. 'n Groot ma wat hom omhels het en vir hom gesê het, julle gaan dit maak. Daar was 'n paar keer hierdie week, vermoed ek, waar baie van ons ook daaroor gewonder het. Maar mag hierdie woorde van hierdie digter vir ons 'n troos wees, waaraan ons kan vashou. Dat by God is daar veiligheid, en dat God ons beskerm. Dat God nie ver is nie, maar dat God hier is, hier tussen ons, tussen die afgebrande geboue, by die leë kosrakke, in die traangas, in die woede, in die vrees, in die onsekerheid, dat die Here is by ons. Ons sien dit ook in die stories van gemeenskappe wat by mekaar kom, wat strate skoonmaak, wat winkels opruim, wat saam staan, wat mekaar help, wat mekaar ondersteun, omdat ons mekaar herken as mense, as Suid-Afrikaners. So mag ons aan die begin van hierdie nuwe week en aan die einde van 'n moeilike week in ons storie, mag ons gaan stil staan en diep inasem en bid vir geduld, bid vir kalmte en bid vir wysheid. En vir God toelaat om soos 'n ma ons vas te hou en vas te druk en vir ons te herinner aan hierdie woorde wat die vrou in Alexandra goed geken het en wat die digter van hierdie psalm goed geken het. En dit is, ek is by julle. Die Here is by ons. Ek wil jou uitnooi om vandag, of eers in die week, 'n kers aan te steek. Ons gaan so 'n oomblik hê nou, waar ons 'n kers aansteek vir ons land, vir sy mense. Vir almal wat diep geraak is deur die gebeure
hulle wat bang is, hulle wat onseker is, hulle wat hulle lewens verloor het, die gesinne, die families. 'n Kers vir Suid-Afrika en 'n kers vir haar mense. Mag ons, soos God vir ons veiligheid en beskutting gee, mag ons ook verander dit gaan gee. Ek wil graag afsluit waar ons gaan luister na gesang, woorde wat sê, Lord, make us instruments of your peace, and where there is hatred, let your love increase. Where there is injury, we will never judge. Where there is striving, we will speak his peace. Mag ons instrumente van vrede wees. God is ons skuiling. God is ons redding. Ons beskerming. God is nie ver nie. God is by ons. Mag dit vir jou 'n troos wees. Mag hierdie ou psalm ook vir ons inspireer om dit wat God vir ons gee, dat ons ook dit wees verander. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader, die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees. Wie bly waar ook al jy gaan. Ons blaas die kers uit. Nie as gelowiges wat glo dat die duisternis oorwin het nie. Ons blaas die kers uit, omdat ons weet, die Here, die lig van God, is oral rondom ons. Mag dit vir jou 'n mooi week wees, 'n goeie week, 'n gesonde en 'n veilige week. Totsiens.